as om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees. Van die dinge wat ons nie sien nie. Empty hands held high, such small sacrifice. If not joined with my life, I sing in vain tonight. May the words I say and the things I do. Baie welkom by die erediens Robertson Moedergemeente. Ons is by 2 Augustus. Ons begin vandag met 'n splinternuwe reeks. Die tema is omdat ons glo. Ons wil fokus op die mense in die Ou Testament wat genoem word in Hebreërs 11. Nie almal nie, maar so 'n groepie. En vandag sê ons dan, omdat ons soos Noag glo. Dis dan ons tema vandag. Voordat ons nou gaan saam lees uit Hebreërs, kom ons bid eers saam. Onse Here, dit kom redelik maklik oor ons lippe om te sê, ek glo. Ons wil graag dat ons groei in ons geloof. En ons wil graag kom leer by hierdie mense van die ou tyd wat geloof is, hoe om te glo. Ons wil vra dat U deur hulle lewens met ons praat, en dat ons elkeen opgewonde kan raak om te groei in ons geloof. Sal U dan nou asseblief deur die Hebreërs verhaal en die Noag verhaal met ons praat. Ons kom vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons lees uit Hebreërs 11. Ek gaan nie alles lees nie, ons wil by Noag uitkom. Hebreërs begin so, Hebreërs 11. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is immers oor hulle geloof, dat daar oor die mense van die oudheid met soveel lof getuig is. En dan spring ons na vers 7, waar ons lees, omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam, toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom 'n erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Voordat ons met Noag begin, het ek gedink dat ons in Nasaret 'n baie belangrike les gaan leer. Die Here Jesus besoek sy geboortedorp nie, sy grootworddorp, Nasaret. Ons tref hom aan waar hy in die sinagoge is en met die mense gesels. En ons kom agter dat die mense van Nasaret nie glo nie. En omdat hulle nie glo nie, doen die Here Jesus nie baie wonderwerke daar nie. Hoekom glo hulle nie in hom nie? Ek dink, hulle redeneer, maar ons ken hom. Ons het hom gesien speel as 'n seentjie hier in Nasaret. Ons ken sy broers en susters, julle kan ons niks van hom vertel nie. Wanneer 'n mens so oor Jesus praat, stel jy jou nie oop oor die moontlikheid dat jy nog baie kan leer van die Here Jesus nie. Troupaartjies wat gekom het dat die dominee hulle moet trou, ek was altyd lief om vir hulle te vra, ken julle al mekaar? En deur die bank sê troupaartjies, ja dominee, ons ken mekaar al baie goed. Was dit my voorreg om te sê, nee. Jy gaan vir die res van jou lewe, gaan jy nog hierdie ander persoon beter en beter leer ken. Geloof in die Here Jesus sal dan ook kan beteken dat jy met die oopmaak van Hebreërs 11
by die begin van 'n erediens of Bybelstudie sê, ek ken al 'n bietjie van die Here Jesus, maar ek wil hom graag beter leer ken. As 'n mens in 'n intieme, lewende verhouding met hom is, dan weet jy, ek gaan nog baie leer van hom, en ek gaan hom beter en beter leer ken. Mag dit dan in hierdie reeks so wees, en mag dit ook nou in Noag se verhaal so wees. Kom ons sê iets oor God. Elke woord in die Bybel is eintlik 'n openbaring van God self. Wat leer ons van God in die verhaal van Noag? Een ding staan uit. Hy steur hom oor wat mense sê en dink en doen. Dit raak hom. Ons lees dat, soos wat die mense geleef het in Noag se tyd, het dit hom gegrief. En hy doen iets daaraan. Nou, hy het ook in die verhaal van Noag gesê, dat hy dit nie weer so gaan doen, om die sonvloed te stuur nie. Nou leef ons in die genadetyd. God is nog net so geraak deur al die sonde, maar hy gee vir ons elkeen 'n geleentheid om tot bekering te kom, om te draai na hom toe en in gehoorsaamheid te leef. 'n woord oor Noag. Ons maak die fout as ons dink dat geloof by Noag begin toe hy die ark moet begin bou. Nee, ons lees dat Noag 'n onberispelike lewe voor God gehad het. Hoe kom dit dat Noag onberispelik kon leef? Omdat hy in hom geglo het. Net dan is dit moontlik. En weet jy wat? Om soos Noag te glo, sal dan ook beteken dat hy hom nie steur aan wat mense dink en sê en doen, of wat die tydsgees is in Noag se tyd nie. Noag loop sy pad saam met God. Hy stuur hom nie aan wat mense dink of doen nie. Hy loop sy pad saam met God. Die volgende ding wat ons vir mekaar uit hierdie verhaal moet sê, is dat God praat met Noag. O ja, hy praat deur die woord. Ons lees sy woorde. Hy sê vir ons dat hy die genadige en barmhartige God is. Hy sê vir ons, kom tot geloof, kom tot bekering, wees lief vir God, wees lief vir mense. In die verhaal van Noag kry ons nog 'n prentjie. En dit is dat God vir Noag 'n baie spesifieke opdrag gee. Noag, jy moet 'n ark bou. En ek nooi u om die verhaal te bedink met die moontlikheid dat hierdie God met jou wil praat en vir jou wil sê, ek het 'n spesifieke opdrag vir jou. Nou ja, bou 'n ark. Nou kan u vir Noag sien hoe hy sê, Here sê net gou weer, ark. Ek ken nie die woord nie. Mag dat ek net gou in die woordeboek gaan kyk, en hy kyk daar so, maar hier is nie 'n woord ark in my woordeboek nie. Laat ek gou Google vir ark. Here, maar niemand het nog ooit 'n ark gebou nie. Niemand weet eers wat 'n ark is nie. Wat is 'n ark? En dan moet Noag uitvind, ark is 'n reuse houtkus, 'n koffer. Ons lees net 2 keer in die Bybel van ark. Hierdie keer, as die Here vir Noag sê, bou 'n ark. En die ander keer, ek het amper lus om te sê, raai, toe Moses se ouers vir hom in die mandjie sit. Daardie mandjie wat op die water dryf en vir Noag, nie vir Noag nie, vir Moses red 'n ark. Noag,
Ek wil hê jy moet 'n ark bou. Gaan lees hoe die Here vir Noag in Genesis 6 presies sê hoe die ark moet wees. Maar Noag kon vir niemand anders gaan vra, hoe moet ek 'n ark bou nie? Net vir die een wat vir hom die opdrag gee. Noag 135 meter, 22 meter wyd, so hoog, 3 verdiepings, ensovoorts. Doen die Here dit nog steeds? Om vir mense te sê, gaan bou vir my 'n ding. Hier op Robertson nooi ek u om te gaan ry en kyk na die herberg kinderhuis. En dan vra jy jouself af, was dit altyd hier? Nee. Iewers in die geskiedenis het die opdrag van God gekom, bou vir my 'n kinderhuis hier op Robertson. Ry af na Huisleroe toe en vra, was hier altyd 'n plek vir versorging vir die bejaardes? Nee. Op 'n dag het die Here gesê, bou vir my so 'n plek hier. Saam met vandag se uitsending gaan daar ook 'n gesprek wees met Charles Koetser. Wil jy dit nie ook gaan kyk nie? En dan hoor u in sy getuienis hoe die Here vir hom gesê het, Charles, ontwikkel 'n leierskapsmodel wat jy vir besighede kan gee op grond van die leierskapstyl van die Here Jesus. Hoor sy getuienis, hoe hy dit gebou het en hoe dit werk. En dan hoor u sommer ook van sy wonderlike verhaal van roeping en dat hy op pad is om 'n nuwe sendingwerk te gaan doen. En as u wil verder lees en gaan navorsing doen, ek wil so 2 name voorstel. Die een is George Muller, wat in die 19de eeu van die Here opdrag gekry het, George, bou vir my 'n kinderhuis. En bou hom in die geloof. Ek sal alles voorsien wat jy nodig het. Hy het dit gedoen. En die ander een is Hudson Taylor, wat in die 1850s China toe gaan en die China Inland Mission begin. En gaan lees 'n bietjie wat die Here alles deur daardie man gedoen het. Daar is mense wat sê, na Paulus is hy die volgende groot sendeling op hierdie aarde. En dit alles begin by God wat vir 'n mens sê, ek wil vir jou 'n opdrag gee. Gaan doen jy dit. En so bou Noag die ark. En die ark is klaar. En die mense het vir hom gespot en geterg seker, nou is die ark klaar. En weet jy wat gebeur toe? Toe kom daar 'n tyd van inperking vir Noag en sy gesin en 'n hele klomp diere. Grendeltyd, soos wat daar nog nooit weer was op hierdie aarde nie. Almal saam in een skip, een houtkas. Gaan kyk 'n bietjie hoe lank was Noag se grendeltyd. As jy nou gaan kyk 40 dae gereën aan mekaar, dan hou dit op. Dit moet omtrent so 10 maande wees. Noag se grendeltyd. Die Here het die deur agter hulle toegemaak. En uiteindelik, as die water weggesyfer het en dit droog is, kan Noag uitgaan om wat te doen? Om voor te begin met God se plan met die mens op hierdie aarde. Sal die Noag verhaal nie vir ons dit ook moet beteken?
dat in hierdie grendeltyd die Here vir ons 'n opdrag het. En dat daar ander kant hierdie grendeltyd 'n ding vir ons voorlê. Wil julle saam met my droom van 'n volgepakte kerkgebou? Met al die kerke van 'n dorp saam in die gebou. Met mense wat sê die inperking is verby. Nou kan ons weer sing en saam aanbid. Maar wat vanuit die verhaal van Noag sê, kom ons doen dit nou op 'n nuwe manier. Kom ons vergeet die verlede. Kom ons begin voor as dit ware. En ons vat hande. En ons pak die groot opdrag opnuut aan. Wat was Noag se opdrag? Vermeerder. Vul die aarde. Wat is die kerk se opdrag? Doen dit. Mag dit so wees. Dat u en ek gehoorsaam is as die Here sê, ek wil hê jy moet 'n nuwe ding begin. Al niemand het nog gedoen nie. Vertrou die Here soos Noag. Mag dit wees dat na die inperking die kerk op 'n nuwe manier, as dit ware van vooraf, met ons opdrag kan aangaan. Amen. Kom ons bid saam. Onse Here, leer vir ons elkeen om goed na u stem te luister. Om alles raak te lees wat u vir ons in die woord sê, maar om dan boonbehalwe u kan onderskei wanneer u vir ons 'n spesifieke opdrag gee. En om dan gehoorsaam te wees. Al is dit hoe vreemd. Al spot die mense, al terg die mense, al doen niemand anders dit nie, maar om in die geloof en gehoorsaam ons pad te stap. Liewe Here, ons bid vir mekaar in 'n baie moeilike inperktyd, met baie frustrasies. Maar hoe erg kan dit nou gewees het vir Noag? En nou wil ons vra, help vir ons om deur ons grendeltyd vas te byt, maar met hoop. Hoop dat ander kant dit, daar 'n nuwe begin, en 'n nuwe lewe, en 'n nuwe entoesiasme vir u koninkryk en u groot opdrag is. Ons kom vra dat u ons seën. En ons kom bid dit nou alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met jou, Noag, kinderlike gelowige wat maar net gehoorsaam is. Vrede vir jou. May the words I say and the things I do